Goed. Goeiemiddag, ek weet sommer Right, dat hy net laai hierdie kant by my, glo jy soos die Nasareners of glo jy soos die heidene? Nou ja, Japie moes agtergekom het, ek het laas keer 'n video gemaak waar ek hom uitwys as 'n leenaar. So nou het hy sy taktiek verander. Hy gaan vir jou wys, luister mooi sy redenasie, hy wil vir jou wys dat Matteus is 'n leenaar. Matteus haal inligting aan en dit is nie in die skrif nie, dit is nie in die Ou Testament nie. So Matteus het duim gesuig. Verstaan julle wat ek vir julle sê? So hy maak Matteus 'n leenaar. Matteus wat een van die 12 apostels is, wat sal sit op die 12 trone en die 12 stamme van Israel oordeel, is 'n bedrieër, volgens Japie van Zyl. So, kom ons luister gou wat hy sê. Ek net my boek ook oopmaak. Ek het ons net al die leringe by mekaar kan kry, want dit is baie belangrik. Hierdie ding wat hy hierso sê, kan vir baie mense 'n struikelblok wees, as hulle nie verstaan waaroor dit gaan nie. So, kom ons luister wat hy sê. Goeiemiddag, ek weet sommer dit gaan baie goed dan ook met almal van julle. In Matteus hoofstuk 24 vers 4 waarsku die Messias uitdruklik. Hy sê: "Pas op dat niemand julle mislei nie." Met ander woorde, hy het gewaarsku teen 'n misleiding wat sou kom. Dieselfde Messias sê ook in Matteus hoofstuk 7 vers 7: "Wie soek, sal vind." Met ander woorde, die weg van die lewe is nie op elke boekrak beskikbaar nie. Jy moet fisies jou Bybel vat en daarvoor soek. En hiernaas is daar nog 'n waarskuwing wat ek vir julle wil op attent maak, en dit is in Jeremia 8 vers 8 wat sê: "En bedrieglik werk die leunpen van die skrywers, of bedrieglik werk die vertalers." Daarom kan ons nie net ons Bybel lees en ons moet dit vergelyk. Ons moet soek, ons moet krap, ons moet studeer en alles in oomskou bring om dan eventueel te sien wat werklik hier geskryf staan en wat Vader vir ons daardeur dan ook wil sê. Nou een so gruwelike misleiding, een van vele, is dan ook Matteus hoofstuk 2 vers 23. Lees saam met my. Matteus 2 vers 23, daar by die rooi pyltjie onder. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy 'n Nasarener genoem sou word. So hier lees ons nou in Matteus 2 vers 23, dat nadat Miriam en Josef en Yeshua nou in Nasaret gaan woon, staan daar sodat vervul kon word die woord van die profeet wat gesê het, hy sal 'n Nasarener genoem word. Nou daar is nêrens in die ganse Bybel 'n profesie wat sê, hy gaan 'n Nasarener genoem word omrede hy nou in Nasaret gaan bly nie. Dit is net. Daar bestaan in jou ganse Bybel nie so 'n profesie nie. Lees saam met my. Goed, dan haal hy nou gou die Cambridge Companion aan, ons kan gou luister wat sê die Cambridge Companion to the Bible, bladsy 148 van 1997. Most scholars agree that Matthew's reference to a prophecy is a theological construct rather than a historical fact. Met ander woorde is 'n teologiese opmaking, snert. The New Oxford Annotated Bible, bladsy 13 van 2007. Matthew's citation of a non-existent prophecy has been a problem for interpreters for centuries. Dis al lank 'n probleem, want die ding bestaan nie. Baie duidelik nie. Nog een. The Oxford Bible Commentary, bladsy 867 van 2001. There is no Old Testament prophecy that says the Messiah will be called a Nazarene. En never mind of dat hy in Nazareth gaan woon het. Daar bestaan eenvoudig nie so 'n profesie nie. Sien julle, dis 'n opgemaakte besigheid. Dis 'n teologiese mite. Hulle het dit so geskryf. Hulle het dit goed gedink om dit so te skryf en so leer hulle nou vir ons. Wie is die hulle? Wie het Matteus geskryf? Wel, die naam staan boop. Kan ons aanneem as 'n apostel? Of dan ten minste disipel van Jesus Christus, Yeshua die Messias. So een van sy disipels was 'n leenaar, 'n adder. Behalwe nou Judas, wat hom verraai het. Dis eintlik wat Japie sê. So Japie wil graag op Matteus twyfel werp. En hy doen dit na aanleiding van hierdie vers.
Reg. Nou ja, Japie moet maar sy Bybel mooi gaan lees, want hy wil nou hierdie versie gebruik om sy hele teologiese antichrist teologie, dogma, al die kots wat hy so uitspoeg, wil hy hang aan die versie. Kyk, Matteus het 'n klomp twak gepraat hierso, so jy moet weet, daar's ander verse waar hy ook twak gepraat het, onder andere, dat Maria of Miriam 'n maagd was. Dis eintlik waarby hy moet uitkom. Jy moet mooi verstaan hoe werk ou Japie se kop, dan is dit nie moeilik nie. Nou ja, luister mooi. Matteus het meer van die Bybel verstaan as ou Japie van Sail, soos wat ons al vasgestel het. Die woord Nasaret, ek gaan vra vir Meta, vra vir DeepSeek, vra die internet, waar kom die woord Nasaret? Dis nou 'n dorpie, né? Waar kom die woord Nasaret vandaan? Kom van die woord Netzer af, H5342, daai H staan vir Hebrew, so dis 'n Hebreëse woord, die woord is Netzer, en van daar af kry jy Nasaret, luister mooi, en dit beteken branch or sprout. So dit beteken takkie of spruit. Reg? Ja, so as Jesus 'n Nasarener was, as hulle hom 'n Nasarener noem, dan noem hulle hom eintlik 'n takkie of 'n spruit. Jesus was die takkie of die spruit. Kry ons so 'n profesie in die Ou Testament? Ja, kom ons kyk 'n bietjie. Sagaria 6 vers 12, Japie van Sail, die antie wil jou graag help, Sagaria 6 vers 12. Ek dink ek het dit nou nogal hier in my, ek het dit hier in my klipbord, so ons hoef nou nie vreeslik te gaan soek nie, en baie blaai nie, ons kan dit sommer op die klipbord gaan haal. Ek het dit nogal neergeskryf. Reg, skus tog. Right, hierdie is 2. Luister mooi wat sê die skrif. Die skrif is besig met 'n profesie. Sagaria 6 vers 12, en sê vir hom dit, so spreek die Here van die leerskare, kyk, daar kom 'n man wie se naam Spruit is, en hy sal uit sy plek uitspruit, en hy sal die tempel van die Here bou. Hierdie is 'n messiaanse profesie, almal erken dit. Gaan vra maar vir Meta, gaan vra die internet. Sagaria 3 vers 8. Luister tog, o Josua, jy wat hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle, want kyk, ek sal my knegg die spruit laat kom. Nou ja, so eintlik staan daar, want kyk, ek sal my knegg die Netzer of die Nasarener laat kom. En as ons hier terug gaan na Sagaria 6 vers 12, dan sê hy, en sê vir hom dit, so spreek die Here van die leerskare, kyk, daar kom 'n man wie se naam Spruit is, Nasarener, en hy sal uit sy plek uitspruit, en hy sal die tempel van die Here bou. Nou interessant, die woord wat hier gebruik word, by Sagaria, is die woord Semach, 6780, maar dit beteken dieselfde ding. Dit beteken steeds spruit. Dit is hoekom ons hom vertaal het met spruit. So die vertaling is korrek. So, waar is hierdie messiaanse profesie vervul, Japie van Sail? Waar is Jesus in die Nuwe Testament spruit genoem? Want ek kan aan geen plek dink nie, maar as iemand weet, ek is oop vir oortuiging, waar in die Nuwe Testament word daar gesê, Jesus is spruit? Waar word dit gesê? Enigste ou wat dit sê, is Matteus. En hy gebruik dit om deur die Hebreëse woord. So hy gaan haal die Hebreëse woord om te wys. Hierdie is profesie vervulling. Reg. Maar daar's nog enetjie. Reg. En dit is hier, daar's 'n paar plekke waar hierdie woord voorkom. Die ander een is Jesaja 11. Kom ons kyk. Hierdie ene, en ek dink daar was nog ene. Ek sal hom nou gaan haal. Goed, Jesaja 11 vers 1 en 2, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrug dra, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here.
En interessant, hier is die woordjie, netser. Hier in Jesaja 11 vers 1 is die woordjie netser, waarvan die dorpie Nasaret sy naam kry. Dan is daar nog een, kom ons kyk, kom ek gou kan opspoor op my Bible app, Jesaja 14 vers 19. Praat hy ook van uitspruitsel, gebruik hy selfde woord netser. Kom ons kyk, waar nog 'n plek is. Ek sal moet gaan kyk op die Strongs, maar ek dink ons kan met gesag sê, dat Matteus verwys na Sagaria 6 vers 12 en Sagaria 3 vers 8 en Jesaja 11 vers 1 en 2, se messiaanse profesie. En dit is so, Jesus is die Nasarener genoem. Dit staan in jou skrif. Hoekom? Want hy vervul profesie. Het Matteus gelieg? Het Matteus die leenpen van die vertalers? Jy sien, Japie wil Matteus diskrediteer, deur van hom 'n leenaar te maak, deur hierdie versie te gebruik. Want Japie het 'n gevurkte tong. Hy's 'n adder. En hy kan my maar daar oor hof toe vat, ek sal gaan staan daar, en ek sal dit daar ook sê. Want dit is so sterk ek daaroor voel. My Bybel sê, die wat Jesus bely vir die mense, sal hy bely vir sy Vader. So ek gaan opstaan nou, maat, al kos dit alles van my. Daar sit hy sê, dit is die verskil tussen my en Japie van Sail. Reg. Goed, so ons het nou vasgestel, Japie het 'n leuen vertel. Want Japie het nie genoeg navorsing nie. Die navorsing wat hy gehad het, was nie reg genoeg nie. So hy het Hulle het dit goed gedink om dit so. Ekskuus tog, hulle het foutiewe navorsing gedoen om aan jou te bewys Matteus is 'n leenaar. So Japie gaan doen weer navorsing. Dit is 'n vervulling van profesie. Jesus is die Nasarener, hoekom? Want hy is die spruit. Hy is die netser. Goed, reg. Nou ja, nou gaan ons aan met die volgende argument. Luister mooi wat hy sê. Skryf en so leer hulle nou vir ons. Ons sal nou sien hoekom het hulle dit gedoen. Maar nog iets waarna ek wil hê ons moet gaan kyk. En onthou, dis wat Messias sê, wie soek sal vind. Ons ondersoek nou hierdie goed. Ons kan nie net glo wat die kerk vir ons leer en op die ou ende gaan ons op die breë pad en as ons oë oop maak sê Yeshua vir ons, gaan weg, ken julle nie. Ons moet seker maak dat die weg wat ons bewandel die regte een is en daarom moet ons geloof op die proef stel. Ons moet dit doen. En as jy te bang is om jou geloof op die proef te stel, dan sê ek sommer klaar vir jou. Jy het 'n probleem. Ons moet ons geloof op die proef stel. Nou nog so probleempie in ons geloof is dan ook Matteus hoofstuk 1 vers 22 en 23. Lees saam. Matteus 1 vers 22. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat Jaweh deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God is met ons of God met ons. Hier lees ons dan in Matteus 1 vers 22 en 23. Net soos in Matteus 2 vers 23. Daar het gestaan soos geprofeteer is deur die profeet, hy sal nou in Nasaret gaan woon om 'n Nasarener genoem te word. En ons sien dit is 'n klug, is 'n opgemaakte besigheid. Hier sien ons weer in Matteus 1 vers 22 en 23. En Miriam, die maagd, sal swanger word en 'n seun baar, soos geskryf is deur die profeet. Nou hier verwys hulle nou na die profesie van Jesaja hoofstuk 7 vers 14. En ons moet dit nou gaan ondersoek. Kom ons gaan nou na Jesaja hoofstuk 7 vers 14 toe en ons lees. En dan wys ek vir julle die Strongs nommer, die Hebreëse woord, en ons kyk wat sê die dictionaries, en ons kyk of dit reg vertaal is. Ons het nou al uitgevang in Matteus 2 vers 23, dit staan nie daar nie. Nou kom ons kyk nou hier of die leenpen van die skrywers nou reg is hier. Ok, ons lees Matteus Jesaja hoofstuk 7 vers 14. So, as ons Japie se redenasie moet voer, en ek dink dat dit is waar hy nou op pad is, want hy is besig met 'n lang aanloop na 'n punt toe. Reg. Dan sit ons met 'n Nuwe Testament met baie leuns in. Hy het nou klaar een, hy is nou besig met tweede een uit te wys. En uit sy construct, uit sy paradigma, gaan hy probeer om binnekort nog na vore te bring. Reg. En want dit gaan oor 'n bepaalde iets wat ek nou met julle gaan hanteer.
Maar wat vir my baie problematies is dat hy hier die twyfel op die Nuwe Testament wil hê. Hy praat soos die Jode. Die Jode sê hierdie is 'n opgemaakte storie. So, hulle sê Miriam was 'n hoer. Jesus is gebore van 'n Romeinse soldaat. Dis wat die Jode sê. Japie het op 'n vorige keer van 'n standpunt af uitgegaan, toe sê hy, en dit is sy eie woorde, toe sê hy, Maria en Josef was stout saam. Menende, Jesus is 'n mens soos ek en jy. Ek het 'n hele audio daaroor gemaak, 'n hele video, hy lê daar op die YouTube kanaal. So, hoe gaan ons nou saam met so 'n man 'n pad kan stap? Wanneer hy vir jou sê, Jesus is 'n mens soos ek en jy, wanneer kan 'n mens vir jou sonde sterwe? Die sotte wat so agter hom aanloop moet vir my verduidelik, hoe gebeur dit? Want geen mens kan vir 'n ander ou se sonde sterwe nie. Reg, maar kom ons luister. Hy gaan vir ons nou die volgende argument verduidelik, dat ou Matteus weer geloop en duidend suig het. En lees ons daar in die Strong's Konkordansie. Lees saam met my. Jesaja 7 vers 14 King James Version. Therefore Yahweh himself shall give you a sign. Behold a virgin. 5959. Sien julle die woord? Dis die Hebreëse woord waarna virgin vertaal is. Shall conceive and bear a son and shall call his name Immanuel. Nou gaan kyk nou waar die woord H5959 wat nou virgin was, dis Alma. So die oorspronklike Hebreëse woord Alma is as virgin vertaal. Maklik, né? Maklik. So hier het ons nou gelees in Matteus 1 vers 23, sodat die maagd sal swanger raak. Hulle sê dis geprofeteer soos die profeet. Ons blaai na die profesie toe wat hulle sê. Ons lees dit in Jesaja 7 vers 14 en die Strong's Konkordansie sê dis die Hebreëse woord H5959 en dis die Hebreëse woord Alma. Nou kom ons vra nou vir die gesaghebende bronne, die ensiklopedieë en die Bybelse dictionaries, wat beteken die woord Alma in Hebreëus? Lees saam. New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, volume 1, bladsy 407. Alma refers to a young woman of marriageable age, without any implication of virginity. In ander woorde, dis net 'n jong vrou, dit absoluut niks met maagdelikheid mee uit te waai nie. Kyk, volgende bron. The Theological Dictionary of the Old Testament, volume 1, bladsy 261 van 1974. Alma means young woman, girl or maiden. The word does not imply virginity. Dit het niks met maagdelikheid uit te waai nie. Yes, dis daarom interessant, dat die kerk se eie handboeke, hulle eksegese, self leer, dat die woord in Jesaja 7 vers 14, wat as maagd vertaal is, nie niks met maagdelikheid uit mee te waai het, het beteken bloot 'n jong vrou. 'n jong vrou. Nou kom ons kyk bietjie wat sê die ander Bybelse vertalings. Dis dalk net so vertaal in ons Afrikaans in die King James Version. Kom ons lees wat sê die ander Bybelse vertalings. The JSP Tanakh van 1917. Therefore Yahweh himself shall give you a sign, behold, the young woman shall conceive and bear a son and shall call his name Immanuel. Young woman, hierin is reg vertaal van 1917. The NET Bible. For this reason, the sovereign master himself will give you a confirming sign. Look, this young woman is about to conceive. Selfde, New American Bible, young woman. The Revised Standard Version, young woman. Sien jy nou, dis reg vertaal, young woman. Ek hoef niks te sê nie. Die skrifte spreek van self, die Bybel spreek van self. Alma, die woord in Jesaja hoofstuk 7 vers 14 beteken bloot 'n jong vrou. Dit beteken nie 'n maagd nie. Nou hoekom party Bybels dit nou verkeerd vertaal het en ander reg? Die sal julle nou self, soos die Engelsman sê, julle sal self die dots nou bymekaar bring. Maar wat ek wel vir julle kan sê is, die leuen van Matteus hoofstuk 2 vers 23 waar geskryf staan, en Yeshua en sy ouers het in Nasaret gaan woon sodat vervul kon word, hy sal 'n Nasareëner genoem word, wat 'n leuen is, want daar is nie so profesie nie. Dit hou ook verband met hierdie fout. Wat ons nou lees in Matteus 1 vers 21 en 22 en 23, waar daar geskryf staan, en die maagd sal swanger word. Dit is ook 'n fout. En die twee hou verband met mekaar. En julle gaan nou self sien hoekom en hoekom ek dan ook so sê. Nou is dit belangrik om te weet dat daar van Yeshua baie volksbewegings was. Verskillende volksbewegings. Nou ja, kom ons stop hom hierso, dat ons net al die gegorrel by mekaar sit, dat ons net op die leuns kan wys. Reg. Nou luister mooi. Matteus
werk uit die Septuagint uit. Nou ja, in die tyd van Jesus was daar 2 verskillende vertalings van die Ou Testament. Daar was die Hebreëse teks, wat ons noem die Masorete, ja? En daar was die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat 200 jaar voor Jesus se geboorte geskryf is, en in die tyd van Jesus in omloop was, in so mate dat Jesus verskeie kere, 90% van alle aanhalings, gaan toets my, volk, gaan internet toe, gaan kyk, 90% van alle aanhalings uit die Nuwe Testament, word gemaak uit die Griekse Ou Testament, naamlik die Septuagint, en nie uit die Masoretiese teks nie. Hoekom? Want daar was fout met die Masoretiese teks toe al, reg. Goed, so, die Masoretiese teks lyk anderste as die Griekse teks. Nou ja, en die woord in die Griekse teks is Bethula, reg, want dit is wat die maagd is, so dit moet Bethula gewees het. Menende in Hebreëus, toe hulle gelees het, nou lees hulle die Griekse Ou Testament, nou lees hulle maagd, en die woord daarvoor is Parthenos, en daar is een woord daarvoor in die Hebreëus, naamlik Bethula. So die ouens wat 200 jaar voor Christus, die Hebreëse teks oorgeskryf het na Griekse teks toe, want daar was nie meer ouens wat Hebreëus kon praat en lees en skryf nie. Daai ouens werk met 'n ander Hebreëse woord. Hulle werk nie met die woord Alma nie. Hulle werk met 'n Hebreëse woord wat hulle direk vertaal het na Grieks toe as Parthenos. Verstaan julle wat hier aan die gang is? Daar is korrupsie van die Masoretiese teks. Toe ons protestante voorouers in die 15de eeu die Bybel oorvertaal, want toe kry hulle die Griekse tekste daar van Konstantinopel af, toe gaan skryf hulle, doen hulle 'n oorvertaling van Grieks na Latyns toe. Desiderius Erasmus het dit gedoen. Dis waar ons aan die Erasmus teks kom, waar uit jou Nuwe Testament vertaal is in die 15de en die 16de en die 17de eeu. Dis waaruit Martin Luther se Duitse Bybel vertaal is en die King James is vertaal, alles uit daai selfde Griekse Nuwe Testament. Reg, tot op daai stadium het die ouens die Latynse vulgaat gehad. En daar was gekarring aan die Latynse vulgaat, daar's korrupsie. Reg. So hulle kry toe die Griekse tekste. Toe gaan soek hulle na 'n Ou Testament, sodat hulle kan seker maak. Toe gaan kies hulle die 11de eeu Masoretiese teks. Dit is die varsste of die oudste teks wat hulle toe in die hande kon kry. Dateer uit die 11de eeu uit. Terwyl ons oudste Ou Testament is die Griekse Ou Testament, die Septuagint, wat dateer uit die 2de eeu na Christus. So die Septuagint, ons oudste Ou Testamentiese teks, is 1000 jaar ouer as die Masoretiese teks. Daai Masoretiese teks was meer as 1000 jaar in die Joodse rabbi se hande, en hulle het gekarring aan hom. Daarom stem jou Ou Testament en jou Nuwe Testament plek nie ooreen nie. En ek kan vir jou leringe hieroor gee, ek het 17 in totaal gemaak, oor hierdie verskille en interessanthede, hoe die apokriewe boeke inpas by die Bybel en so aan. Dit is een van my doelwitte, is om jou te wys hoe hierdie dinge in mekaar steek, sodat jy nie begin sê, maar jy sit met, ag jong, ouens het sommer net hier geskryf, en soos Jaapie sê, jong, hulle het my so geskryf, en hulle het nou hier so geskryf, en dis eintlik 'n leuen, sodat ons hierdie leuns, hierdie adders, want die Jode is deel van hierdie hele beweging, se monde kan snoer, reg. So, Matteus werk uit 'n Griekse Ou Testament uit, wat ouer is as die Masoretiese teks waaruit jou protestante voorouers gewerk het. Reg, en nou sien, die aanhalings, Jesus haal aan, dan kry jy nie die aanhaling in die Ou Testament nie, daar's verander aan hom. Die offievers is nie daar nie, of woorde is uitgehaal. Ek sal julle nog van hierdie wys, ons sal bietjie later daaroor praat, dat ons nou net deur al hierdie gekarring kom van hom. Reg, nou ja, en daarom vertaal ons Ou Testament, gebruik eintlik
Ekskuus tog ouens, hy is nou net besig om te dink wat moet hy doen hierso. Ons ons Ou Testament gebruik die woord maagd. Nie omdat hulle wil lieg nie. En net kans, ek moet tog nou net die puzzle piece drag. As ek hom net daar kan kry, dan is hulle nou gelukkig. Reg, kom ons kom terug. Jou Griekse, jou Afrikaanse woord, Ou Testament, die King James se Ou Testament, gaan en hulle, omdat hulle Matteus se woord geag het as waarheid, het hulle gegaan daar, en in plaas daarvan het hulle die woord jong meisie gebruik hulle Matteus se woorde van maagd, want hulle beskou hom as 'n kredietwaardige getuie. Hulle maak hom nie uit as 'n leienaar nie. Dis hoekom hulle die woord maagd gebruik in die Ou Testament, alhoewel hy nie so staan in die Hebreëse teks nie. Hy staan so in die Griekse teks. Dis die verskil. Reg, ons sal nou verder praat daaroor. En hierdie probleem is reeds geïdentifiseer deur die vroeë Griekse Christene in hulle boeke. Nou ja, Irenaeus leef in 180 na Jesus. Hy sê, nou luister mooi, hy kla oor hierdie selfe probleem. Hy sê, among those now presuming to expound the scripture, behold, a young woman shall conceive and bring forth a son as interpreted by Theodotion, the Ephesian, and Aquila of Pontus, both Jewish proselytes. But the Septuagint was interpreted by the Jews themselves long before the period of the Lord's coming. So hy sê, dit in die Septuagint, wat julle vertaal het uit Hebreëus na Grieks toe, staan maagd. Julle het gekarring aan die teks. Dis wat Irenaeus sê. Hy sê, the Jews that put this interpretation into these words, that is translating it virgin, they indeed had they known of our future existence, would themselves never have hesitated to burn their own scriptures, that is their copies of the Septuagint. Hy sê, ja, is veranderinge aan julle teks gemaak. Reg. Irenaeus skryf dit, daar's ander ouens wat ook daaroor skryf. Verder gaan hy, dan skryf hy sê, ons moet die teks gebruik wat die apostels gebruik het en die Nuwe Testament gebruik het om aan te haal. Dit help nie ons gebruik 'n Masoretiese teks wat dateer uit die 11de eeu uit nie, soos wat ons dit het nie. Maar selfs in Irenaeus se tyd, 180 jaar na Jesus, sê hy, die beste teks is om te gebruik is maar jou Griekse teks, hierdie Griekse Septuagint. Hoekom? Want Jesus werk, hy lees uit die Griekse Septuagint uit, daar in die sinagoge staan hy, dan maak hy die Jesaja rol op, dan lees hy uit die Griekse Septuagint uit. So Jesus is ook 'n leienaar. Nee, Japie, dat is sot homself so in 'n gat in kan grawe. Luister, hoor mooi wat sê Irenaeus. For the apostles, since they are of more ancient date than all these, en hakies heretics, hierdie klomp wat so baie nonsens praat, agree with the translation, and the translation harmonizes with the tradition of the apostles. For Peter, John, Matthew, Paul, and the rest successively, as well as their followers, explained all prophecies, just as the interpretation of the elders, the 70 elders, contains them. So, dit wat Japie hier uit sy duim uitsuig, is omdat hy vir jou wil verduidelik, Jesus is nie God nie, hy is net nog 'n mens, want dit is sy hele dogma. Elke video wat hy maak, is laster teen Jesus Christus. My persoonlike opinie is, hy laster hier teen die Heilige Gees. Dit is wat vir my baie problematies is. Reg, ek wil net gou die lig aansit, ouens, gee my net so 'n oombliekie kans. Reg. Goed, so nou weet ons dat die Griekse skrywers, die Griekse Christene, daai eerste vroeë Christene, hulle sê daar's fout met die Hebreëse teks. Ag, net vir die lekker gaan ek vir jou nog 'n paar wys. Luister mooi. Lukas 4 vers 18 tot 19 praat van recovery of sight to the blind. Wat beteken dit? As jy nou daar gaan lees, ek kan dit maar vir jou gaan lees op 'n stadium. Ag,
Ek wil nou net kyk of ek hom hier het. Nee, ek het hom nou nie, maar ons kan hom gaan kyk 'n bietjie Lukas 4 vers 18 tot 19. Praat daaroor die aangename jaar van God is uitgeroep en dan Jesus lees, dis wat ek alles gaan doen. Onder andere recovery of the sight of the blind. Dan gaan kyk jy in die Ou Testament. Die aanhaling daar is Jesaja 61 vers 1 tot 2. Daar staan die recovery of sight to the blind nie. Daai stukkie frase is uitgehaal in jou Ou Testament. Dis nie in die Hebreëse teks nie. Soos Jesus is ook 'n leenaar. Nou Japie, reg. Ek het nog eene vir jou. Luister mooi. Die Psalm 22 vers 16 is eintlik 'n messiaanse profesie. Praat die volgende: For many dogs encompassed me, the assembly of the wicked doers has beset me around, they pierced my hands and feet. So hulle die spykers deur die hande en die voete geslaan. Maar wie julle? Wat staan in jou Bybel? Jou Afrikaanse Bybel wat uit die Hebreëse teks uitkom? Want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Kan julle sien daar's 'n probleem? Reg. Goed, daar's nog eene. Johannes gebruik die woord monoganies. Is 'n Griekse woord wat beteken only begotten, die enig gebore seun. Hy's die enigste een in die Nuwe Testament wat die woord gebruik, enig gebore. Ek het gaan tel. Hy gebruik hom lyk soos 4 keer, 5 keer. Wat ek het sien. 5 keer. Hierdie woord is 5 keer in die Nuwe Testament. Johannes 1 vers 14, Johannes 1 vers 18, Johannes 3 vers 16, Johannes 3 vers 18 en 1 Johannes 4 vers 9. Waar kry Johannes die woord? Waar hoor hy? Ons weet van die eersgebore seun, maar waar kom hy aan enige gebore seun? Aan die oomblik as jy praat van die enige gebore seun, dan kan jy nou nie meer sê Jesus is 'n engel nie. Reg. Waar kry hy dit? Nou ja, dit kom ook uit die Ou Testament. Dit kom uit Psalm 20 vers 20. Het hulle dit verander. In die Hebreëse teks staan daar, my only life. En die Septuagint staan daar, deliver my soul from the sword, my only begotten one from the power of the dog. Dit klink reg, né? So waar gaan haal Johannes sy woordjie only begotten? Hy gaan haal hom uit die Griekse teks uit. Hy gaan haal hom uit die Hebreëse teks uit nie. Hy gaan haal hom uit die Griekse teks uit. Anders is Johannes ook 'n leenaar, né, Japie van Sail? Johannes loop ook in lieg. Hy suig goedjies uit sy duim uit. Jy sien, dit is wat gebeur as 'n ou probeer om die Satan se werk vir hom te doen. Dan begin jy so lieg. Reg. Daar's nog so enetjie. Ek gaan 'n laaste enetjie noem. Ek het hier oorleringe gemaak. Hebreërs 10 vers 5 sê, hy sê, you prepared a body for me. U het vir my 'n liggaam berei. Dis een van die bekendste Nuwe Testamentiese verse wat daar is. U het vir my 'n liggaam berei. Waar staan dit in die Ou Testament? Staan nie in jou Ou Testament nie. Reg. Nou ja, dit moet staan in Psalm 40 vers 6. En ek dink in ons Bybel staan daar, u het vir my ore gegrawe. Kan julle sien daar is 'n probleem? Verstaan julle, daar is 'n probleem. Reg. So, het Matteus vir ons gelieg? Nee, Matteus gebruik die Griekse teks om uit te werk. Lieg die Griekse teks? Nee, want dan sou Jesus dit nie gebruik het nie. Punt nommer 1. Punt nommer 2 is, die apostels gebruik hom, die hele Nuwe Testament gebruik die Griekse teks. Hier en daar en oral haal hulle aan, want daar's geweldig baie aanhalings uit die Ou Testament uit, wat in die Nuwe Testament voorkom. Hulle praat van 'n stuk of 2000. Maar hierdie Griekse teks is ouer as die Hebreëse teks. So, nou moet ons besluit, is dit die Jode wat die waarheid praat? En ons weet, hulle laster Jesus dag en nag. Hulle laster tot sy moeder. Reg. Of het ons hier te doen met die Griekse Christene, praat hulle die waarheid. Want hulle woord van waarheid, die Griekse Septuagint, stem dan nou ooreen met die Nuwe Testament se aanhalings. So,
Jy sien, as ons hierdie Griekse Septuagint verwerp, dan kan jy net sowel die Nuwe Testament uit jou Bybel uitskeer, Japie van Sail, dan brand jy hom vir ons op die vuur, dan maak jy vir ons 'n video. Want as my so begin leuns optel, en sê, o, hier's 'n leuen, en hierdie ouwe ding so, dan is dit omdat jy besig is om jou eie dogma te bevorder. Reg. Maar, ek het hier oor 'n redelike breedvoerige lering gemaak. Want dit is nie net Matteus wat praat van 'n maagdelike geboorte nie. Lukas praat van dit ook, hy verwys daarna, en Johannes verwys ook daarna. So as Matteus lieg oor 'n maagdelike geboorte, dan lieg Lukas en Johannes, né, Japie van Sail? Goed, kom ons kyk. Matteus 1 vers 18 sê, sy swanger deur die Heilige Gees. So, nou eintlik wat Japie hierso sê, is die Heilige Gees was glad nie hier betrokke nie. Matteus lieg. Matteus 1 vers 20, wat uit haar verwek is uit die Heilige Gees. Matteus 1 vers 23, die maagd sal swanger word. Matteus 1 vers 25, hy het haar nie beken totdat haar eersgebore seun gebore is nie. Want Maria en Josef het daarna nog kinders gehad. Dit is nie dat hulle net hierdie een kind het nie. Daar was broers en susters wat bygekom het. Die Bybel sê dit dan nou vir ons. Japie gebruik die feit dat daar broers en susters is van Jesus, sê hy, is omdat Maria en Josef stoutsaam was. Menende, hier was nie 'n ingryping deur die Heilige Gees nie. En dis ons nou laster. Reg. Micha 5 vers 1 praat spesifiek oor die geboorte van 'n verlosser wat 'n God is. Luister mooi. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar van my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. So wie is dit dan nou? Dis dan nou Jesus. Hoe kan hy nou uit die dae van die ewigheid kom? Hy is dan nou nie ewig nie, hy is dan 'n mens soos ek en jy, né, Japie van Sail? Reg. Hebreërs 7 vers 1 tot 3 praat van Melchisedek. Wie is Melchisedek? Is Jesus Christus, hy is dan 'n hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. So kom ons lees van Melchisedek. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde. Klink dit vir julle soos 'n mens? Nee, dis 'n God. Reg, net 'n God is 'n alfa en 'n omega. Dit wil sê, hy het nie 'n begin nie, en hy het ook nie 'n einde nie. Reg. Nou Markus begin by die evangelie, by die doop van Jesus. Maar as ons na Lukas 1 vers 26 kyk, dan lees ons van die engel het verskyn aan Miriam. En die Bybel sê in 1 vers 27, Lukas 1 vers 27, sy was 'n maagd. Lukas 1 vers 31 tot 33 sê, hy is die koning van die konings en hy sal met 'n ysterstaf regeer. Nou is die vraag, Jaweh sê hy is dan 'n koning. Hoe is dit dan nou moontlik dat Jesus dan nou koning is? Reg, hy moet vra. En dan staan daar in Lukas 1 vers 34, sê Maria sê vir die engel, sy sê, hoe kan ek swanger raak, ek het dan geen man nie. Lukas 1 vers 35 sê, die Heilige Gees maak haar swanger. Reg. Johannes praat aanhoudend dat Jesus God is. Maar kom ons kyk net na Johannes 1. So, weer eens, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, so wie skepper? Die Seun. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Reg, so hy skepper. Dit staan dan nou hier. Dan staan daar, verder, goed, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou ja, so wat sê Johannes? Johannes sê, God raak mens. Dis wat hy sê. Hy sê dit dan nou hier. So, as Matteus lieg oor 'n maagdelike geboorte, dan lieg Johannes 1, en Lukas 1 lieg dan nou ook. Reg, daai moet ons uitskeer in die Bybel, is alles leuns. Dit is vir my skrikwekkend, dat daar nie meer mense hierdie man se laster uitwys nie.
Ek verstaan nie dit nie. Dit is vir my absoluut, dit staan my stom. Goed, en nou gaan hy nou die res van sy argument hier maak. So kom ons luister na hom. In Joshua baie volksbewegings was. Verskillende volksbewegings, waarvan die mees prominente dan ook gewees die Zealots. Dit was bloot 'n volksbeweging, 'n volksnasionalistiese beweging. En hierdie volksnasionalistiese beweging het daar gepoog om die Herodes-dinastie omver te werp en dan ook die Davidiese dinastie op die troon van sy hulle vader Dawid te kry sodat hulle kan regeer oor die land. Maar dan was daar ook geloofsgroeperinge, soos die Fariseërs, die Sadduseërs, die Nasareëners ensovoorts en nog klomp ander geloofsgroeperinge, wat dan ook aan die orde van die dag was, wat verskillend geglo het en die skrifte dan ook verskillend geïnterpreteer het. So Zealots kon Fariseërs wees, Zealots kon Nasareëners wees, Zealots kon Sadduseërs wees, as jy hoor wat ek sê. Die Zealots was net 'n volksnasionalistiese beweging, maar hy was nie 'n geloofsgroepering as sulks gewees nie. En nou wil ek vir julle wys dat Joshua, sy disippels en Paulus almal Nasareëners van geloof was. Lees saam met my. Markus 16 vers 6. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Joshua die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek wat hulle hom neergelê het. Sien jy, Joshua was 'n Nasareëner. Kyk, ons lees verder, Lukas hoofstuk 18, vers 35. En terwyl hy naby Jerigo kom, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. En toe hy 'n skare hoor verbygaan, vra hy wat dit is. En hulle vertel hom, Joshua, die Nasareëner, gaan hier verby. Hier eens Joshua, die Nasareëner. Baie interessant. Nog 'n skrifgedeelte. Lukas hoofstuk 24 vers 19 en hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Joshua, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord vir God en die hele volk. Wie? Joshua, die Nasareëner, wat 'n wat was? Wat 'n profeet was. Baie duidelik, nee. Nog 'n skrifgedeelte, Johannes 19:19, en Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en het op die kruis gesit en daar was geskrywe, Joshua die Nasareëner, die koning van die Jode, of soos dit eintlik moet lees, die koning van die Judeërs. Ongelooflik, reg voor ons oë. Nog een, Handelinge 24 vers 5, wat handel oor Paulus, want ons het gevind dat hierdie man 'n pes en 'n verwerker van oproer onder al die Jode in die wêreld en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners is. So Paulus was ook van hierdie geloofsgroepering van die Nasareëners, soos ons nou in vele plekke gesien het, Joshua ook 'n Nasareëner was. So baie duidelik was Joshua 'n. So, wat het ons nou geleer? Nasareëner kom van die woord Nasaret af, en Nasaret kom van die woord Netzer af, wat beteken spruit. So as hy 'n Nasareëner was, was hy 'n volgeling van die spruit, die takkie, soos volgens die profesie. So ons moet nou verstaan, hoekom is hulle Nasareëners genoem? Hulle was volgelinge van Jesus Christus. Goed, nou ja, en nou gaan hy vir jou boeke aanhaal om vir jou die volgende punt te wys. Nasareëner, en Paulus ook. Daai stuk in Handelinge hoofstuk 24 vers 5 gaan ons oor Paulus. Dan sê hulle nog hy's 'n voorman van die sekte van die Nasareëners, 'n geloofsgroepering gewees. Nou lees nou saam met my dat Joshua se disippels en sy volgelinge ook deel was van hierdie sogenaamde sekte van die Nasareëners, hierdie geloofsgroepering genaamd die Nasareëners. Lees saam. Encyclopedia Britannica, volume 6, bladsy 851, die 15de edition 2010. Quoteer, Jesus followers, who came to be called Christians, were initially a Jewish sect known as Nazarenes. Ongelooflik nie, net krap, dan gaan ons almal by dit uitkom. So Joshua, sy volgelinge en Paulus was almal Nasareëners, volgens geloof. Baie van hulle was ook Zealots, hulle was volksnasionaliste, soos ek mos nou in alle leringe ook gesê het, maar hierdie gaan nou oor die geloofsaspek. Nou wat het die Nasareëners geglo? Dit is interessant, kom ons lees. Oxford Dictionary of the Christian Church, ek sien ek daar 'n spelfout gemaak, bladsy 1145, die derde edisie van 1997. Nazarenes, a Jewish Christian sect of the first century, which accepted Jesus as the Messiah, but retained the Jewish law.
Baie interessant. Nog een, Jewish Encyclopedia, volume 9, bladsy 68 van 1906. Nazarenes, a sect of Jewish Christians in the time of the apostles, they believed in Jesus as the Messiah, but did not abandon the Jewish law. Hulle het aangehou om die wet dan ook te onderhou. Soos Messias geleer het. Hy het nie gekom om die wet of die profete dan ook te ontbind nie. Matteus 5 vers 17. Nog een, Catholic Encyclopedia, volume 10, bladsy 735 van 1911. The Nazarenes were a sect of Jewish Christians who, while accepting Jesus as the Messiah, continued to observe the Mosaic law. Hulle het nog steeds in Moses se wet gewandel, die insettinge en die verordeninge van Jahwe. Hulle het dit nie gesien as teen die kruis vasgenaal nie. So die Nazareners het wel Messias aanvaar, Yeshua Messias, as hulle Messias, die geprofeteerde Messias, maar het nog steeds dit goed gedink en geglo dat dit nodig is om te wandel in Jahwe se wet, die wette van Moses, wat natuurlik bekend staan as die Torah, die eerste 5 boeke van Moses, wat ook bekend staan as die wil van Jahwe, die wet van Jahwe, waarin vir ons geleer word wat Jahwe lief is, wat Jahwe haat, wat Jahwe verpes en wat Jahwe koester. So die Nazareners, waarvan Paulus een was, 'n voorman van was, Yeshua se disippels, en hy het hom gesien as Messias. En Yeshua het geweet mos, hy is haar Messias. So, hulle was almal Nazareners. Dis wat die Nazareners geglo het. Maar was dit al wat hulle geglo het? Kom ons lees wat het die Nazareners nog geglo het. Lees saam met my. Catholic Encyclopedia, volume 10, bladsy 735 van 1911. Nazarenes. They rejected the virgin birth. Okay. Nog een. Theological Dictionary of the New Testament, volume 4, bladsy 884 van 1967. Nazarenes, they did not accept the virgin birth. So, die Nazareners het Messias wel gesien as die beloofde Messias. Hulle het nog steeds geglo om aan Vader se insetting en sy verordeninge te wandel, of die wet van Moses, die wet van Jahwe, wat hy aan Moses bekend gemaak het, dis eintlik hoe dit gesê moet word. En dan glo hulle ook nie aan die maagdelike geboorte nie. Hulle het nie geglo aan die virgin birth nie. Daarom lees jy nêrens in Paulus se briewe, in nie een van die 13 briewe ooit wat hy praat van 'n virgin birth of 'n maagdelike geboorte nie. Want hulle het nie daarin geglo nie. Stop dit net dan. Nou gaan haal hy nou vir Paulus. Paulus moet hom back up. Right. Maar nou bly hy stil oor Lukas en hy bly stil oor Johannes, wat deel is van die 12 apostels. Lukas is nou nie, maar Lukas is 'n baie betroubare getuie, want ons het Handelinge wat ook deur Lukas geskryf is. Reg. So 2 apostels bevestig dat God mens raak en onder ons kom woon. Matteus 1 praat van 'n ingryping van die Heilige Gees. Reg. En 'n maagd. Johannes 1 praat, God is vlees, God het vlees geword. Die woord het vlees geword. Die woord was God. Die woord was by God. Die woord is skepper. En hy word vlees. So wie is dit? God word vlees. So, nou het ek 'n vraag. So, wie gaan ons nou glo? Gaan ons die Catholic Encyclopedia glo? Of gaan ons die Bybel glo? So, dis duidelik dat die Nazareners in die tyd van Jesus geglo het in 'n maagdelike geboorte. Want Matteus haal uit die Griekse Septuagint aan en hy het 'n hele verhaal wat hy vertel, wat ek vir julle die verwysings gegee het. Lukas doen presies dieselfde. Waar kry hy sy inligting? Wel, hy het die ooggetuies gaan vra. So, hulle glo dieselfde. Dan Lukas is 'n gesant. Hy loop saam met Paulus. Reg. En Johannes, wat die geliefde apostel is, hy verduidelik vir jou, Jesus is God. Die hele Johannes lyk so. Jesus is God. Dis hoekom dit is een van die belangrikste evangelies in die Bybel, is Johannes, die Johannes evangelie. So, nou gebruik Jaapie die Rooms-Katholieke Encyclopedia om vir jou te verduidelik dat Jesus het nie 'n maagdelike geboorte gehad nie. Hy kom met 'n lang storie. Nou ja, dit is die werking van die slang, die adder. Reg. So die adder
wil nie hê ons moet glo dat Jesus God is nie. Ons mag nie dit glo nie. Hoekom? Die Jode praat van Jesus, reg. Hulle haat hom met 'n passie. Hulle laster sy moeder as 'n hoer, reg. So ons weet nou waar staan ons by die Jode. Maar hulle erken, lyk vir my dat hy wel bestaan het, reg. Islamite praat ook van Jesus, reg? En hulle praat van hom as 'n profeet. So, hy praat dan van 'n profeet, menende hy's 'n mens. Hy's nie God nie. Die Bybel sê, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Maar as hy net 'n gewone mens en 'n gewone profeet is, Japie van Sail, dan kan ek mos maar deur Boeddha opwerk, of ek kan deur Mohammed werk, of ek kan deur die Jode opwerk, of ek kan deur die Vatikaan, deur die paus opwerk vir saligheid. Ek hoef mos dan nie deur hom te werk nie. Hy is dan net nog 'n mens. Daar's niks spesiaal aan hom nie. Reg. Goed. Kom ons lees net gou-gou wat sê Openbaring. Reg. Hy sê hier, kom ons lees gou-gou wat hy hierso sê. Hierso by Openbaring 1, hier op die ys lees ons, hy sê, kyk, hy kom met die wolke, dis nou, wie's dit? En elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, wie's dit? Dis Jesus Christus. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here. Wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. So die Almagtige se titel is ook, hy is die Alfa en die Omega. Daar staan dit. Staan ook in die Ou Testament. Jahwe sê, dit is die eerste en die laaste. Reg. Maar nou lees ons hier in Openbaring. Hy sê, toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper wat gloei soos 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe hy hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en die dood. So, en as jy 'n bietjie teruggaan, hier by Openbaring 1 vers 11, staan daar, dis weer Jesus, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. So, die Bybel sê, Jahwe gee sy eer aan niemand nie. Dit staan in die Ou Testament. Reg. Jesus sê in die Nuwe Testament, ek is nie 'n dief en 'n rower nie. Ek kom nie deur 'n venster nie. Ek is die deur. En die skape ken my stem, en hulle loop al agter my aan. Reg. 'n dief en 'n rower kom deur die venster. Hy sê, ek is nie 'n dief en 'n rower nie. Ek steel nie, ek roof nie. Menende, hy steel ook nie sy Vader se titels nie. So, as hy sê, hy is die Alfa en die Omega, en net hierbo staan, die Alfa en die Omega is die Almagtige. Wie is hy dan? Hy is die Almagtige. Wat mens geword het. Nou ja, hierdie is jou keuse, maar ek kan jou dit waarborg, en ek kan dit vir jou uit die skrifte uithaal. As jy Jesus as God verwerp, is daar niks wat jou kan red nie. Het staan daar in Johannes 8. Hy sê, as jy nie erken, ek is nie, sal jy in jou sonde sterwe. Japie van Sail, bekeer jou. Nou die laaste deel van Japie se 10 minute video, gaan ek net kortliks net so 'n stukkie speel, want ek wil nou klaarmaak. Hoekom het hulle nie daarin geglo nie? Natuurlik, want dis van paginistiese oorsprong. Dis uit die heidendom oorgeneem. Lees saam met my.
Encyclopedia of Ancient Egypt, bladsy 157 van 2002. Whereas the Egyptian god of kingship was said to have been born of Isis through an immaculate conception. Goed, so hy gaan al na die heidense godsdienste, dan sê hy, kyk, hulle glo ook aan 'n maagdelike geboorte. So, eintlik is Matteus 'n afgodsaanbidder. En Johannes is 'n afgodsaanbidder. En Lukas is 'n afgodsaanbidder. Want hulle het Jesus 'n tweede Nimrod gemaak, of 'n tweede Tamus, of 'n tweede Horus, of wat ook al. Dis wat hy sê. En as mense wat dit opeet vir soetkoek. Ek verstom my, waar is hierdie volk se kritiese denke? Dat ons nie vir onsself kan dink nie. Vir hom sê, luister, hou jou mond, meneer. Dit wat jy is besig om jou te laster in die hel in, broer Japie. Hoekom is daar niemand wat dit vir hom sê nie? So eintlik sê Japie vir jou hele Nuwe Testament, soos hy hierso staan, is eintlik maar 'n paganistiese inspirasie. 'n Sataniese inspirasie. Verstaan ek hom nou reg? Sê gou vir my, verstaan ek hom reg? Ja, ek doen. Ek praat met 'n gevurkte tong. Uit die gees van die anti-kris. Dit is hartseer. Dit is genoeg om enige audiories te gee. Kom ons kyk net. Dat ons ek gaan hiermee afsluit. Want al die ander goed wat hy dan nou kwytraak, is om vir jou te verduidelik, die Nuwe Testament is maar deur die afgodsaanbidders geskryf, en hulle het nou die afgodsaanbidding ingevleg by 'n sogenaamde ware evangelie. Hoe sal ons nou ons onderskei tussen leuen en waarheid? Ek meen, gaan ons dit nou doen? Reg, ek dink seker ons is almal sotte, want ek is nie een nie. Reg, luister my mooi, ek is nie 'n sot nie. Ek kan lees en skryf, dankie. Reg. 1 Johannes 4 vers 2. Kom ons begin hierby. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris waarvan julle gehoor het, dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Daar sê, dankie Johannes. Ja, op die gees van die anti-kris. Reg. Hoekom is dit so belangrik om te erken dat Jesus vlees geword het? Wat beteken dit nou? Dit beteken God word mens. Johannes 1. Dis wat dit beteken. En as jy dit ontken, waarmee is jy besig? Besig met satanisme. Dis waarmee jy besig is. Dan kan jy jouself 'n moslim of 'n Jood verklaar. Maar jy is definitief nie 'n Bybelgelowige nie. Nou ja, ek gaan nou oopmaak. Ek hoop jy het lekker geluister. Ons kan so 'n paar vrae antwoord, so vir 5 of 10 minute. Want ek het ander dinge ook om te doen. Goed, kom ons kyk. Ek nou net gou die kommentare oopmaak. Kom ons kyk. Kom ons sê net settings, daar sy. Right. Goed, luister. Kom ons praat laat. Alet, dit is maar moeilik. Mens moet geduld hê. Reg. Goed. Is julle by? Verstaan julle wat is fout hierso? Verstaan, as julle kan verstaan, julle moet leuen en waarheid kan onderskei. Partymal loop die leuen so naby aan die waarheid. Dit is moeilik om hom af te trek. Reg. Goed, dankie Mikkie. Reg, nog ouens? Roxie, wat wil jy gesels? Kry 'n pen en papier of WhatsApp jy my? Ag, is 'n plesier Monique. Daniel, dit is baie duidelik. Baie dankie. 'n Ou moet net onderskei. Oryx, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Gaan lees mooi Johannes 1, moet ek dit vir jou lees? Sukkel jy met die begrip? Kom ons lees. So, verduidelik vir my hoe die Torah vlees geword. Sê bietjie vir my, hoe gebeur dit? Reg. Nog iemand? Jy moet, het jy hier nog Oryx? Het jy die boek van herinnering? Moet ek dit vir jou daar uitlees? Ek wil dit vir jou lees.
Want daar is te veel ouens wat lieg. Daar is te veel. Kom ons gaan haal het bietjie dat. Wie is die woord volgens Henog? Wie is die woord? Wie is die woord? Wat sê Henog? Wie is die woord? Kom ons kyk of ek dit kan kry. Ek het dit daai tyd gehighlight. Gaan my stukkie soek. Maar kom ons kyk of ek dit kan kry. Wie is die woord? Die woord is nou die wet. Hy sê die wet het nou mens geword. Oh. Ja, jou geloof moet reg wees. Jy kan nie Jesus Christus verwerp nie. Hoe doen jy dit? Right. Oh man. Ek wil net kyk waar het ek dit neergeskryf. Daar sê, ja, baie belangrik. Ons moet maar net begin verstaan hoe werk dit. Dis nie so 'n moeilike konsep nie. Ons moet verstaan hoe werk die skrifte. Reg. Odex, kom ons lees Henog. Dis hoekom ek so mal is oor Henog. Weet julle hoekom het die Jode Henog verwerp? Want hy praat oor Jesus Christus, hy praat oor die Messias. Toe sê hulle, julle kan nie Henog invat nie. Maar interessant, die Nuwe Testament haal Henog aan. Right, kom ons lees, Odex, luister mooi. Ek alleen is ewig, nie deur hande gemaak nie. My onveranderlike doel is my raadgewer en my woord is my daad. So wat is die woord? Dis God se dade. As hy sê die woord raak mens en kom woon onder ons, wat beteken dit? God het mens geraak. So asseblief. Odex, jy kan maar skree soos jy wil. Met jou, dit wat jy glo is, jy stryd op pad hel toe so saam met Japie. Geniet dit hoor. Het gaan maar 'n hell of a ride wees. Reg, nog vrae? Dankie Gail, dis waar. Jesus is God. Oudeks, ons het nou net geluister hoe Japie van Sail die woord verdraai. Maar jy sal my nie daarvan kan beskuldig nie. Nee, Josef se broers, dink ek was jonger as hy. Daar is geen verwysing daar nie. Behalwe as ons kyk na dalk iets van die apokriewe boeke. Maar ons weet daar is nog kinders gewees. Maar dis nie die issue nie. Die issue is, sy was 'n maagd. So dat ek is bly. Wat jy sê, en wat die skrif sê, Odex het ons nou al agtergekom is 2 verskillende dinge. Onthou dit nou hoor. Reg. Jy praat ook maar met 'n gevrikte tong. Die antichrist is besig. En hy's die besigste in die kerke en in die geloofsgroepe. En op sosiale media. Jy kan hom enige plek, hy's oral hierso. Odex, wat jy sê en wat die skrifte sê, is 2 verskillende dinge. So jy kan dit maar sê tot jy blou is. Kry vir jou. Goed, dankie Joan. Reg. So. Ek het so nou die dag ook daaroor gepraat. Is Jesus aanbid? Sê gou vir my volk, is Jesus Christus aanbid deur sy disippels en sy apostels? Het iemand vir my 'n antwoord? Nee, Jesus is aanbid. Moet ek vir jou die verse gee? Allee, dankie. Daar's een wat weet. Bybel sê Jesus is aanbid. Reg. Daar sê, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Dit is presies, is dit nie wat jy nog sê nie? Jy nog sê dieselfde. Nou ja. Nee, daar staan nie gedien nie, daar staan aanbid. Daar staan aanbid. Reg. Hulle het voor sy voete neergeval en hom aanbid. En toe sommige twyfel, want hulle weet nie, moet hulle of moet hulle nie? Toe sê hy vir hulle, alle mag is aan my gegee
op hemel en aarde. Nou sê vir my, as 'n gewone mens, kom ons sê, Deborah kom vandag hier na julle toe, en ek sê vir julle, luister ouens, julle kan my maar aanbid, want alle mag is vir my gegee op hemel en aarde. Is ek besig om te laster, yes or no? As ek vir julle vandag sê, ek het alle mag op hemel en aarde, julle kan my aanbid, is ek besig om te laster. Oudeks, jy kan maar die vraag antwoord. Kyk of jy kan. Ek is besig om te laster. So het Jesus gelaster toe hy vir hulle gesê het, ek het alle mag op hemel en aarde gekry. As ek het sê, is dit laster. En as hy dit sê, dankie, Sonsoilend. Oudeks, ons doen interaktief hierso. Interaktiewe media. As Jesus dit sê, laster hy ook. Ja, die kerke loop leeg as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Oudeks, Jahwe sê, hy gee sy eer aan niemand nie. Hy is die almagtige. Nou, hoe nou? Daar is hy, want hy is God. Daar is hy, jy kan my nie aanbid nie. Ek is 'n mens. Ek is sondig. Alle mense is sondig. Dit is hoe dit werk. Reg. Maar in Jesus se tyd is hy aanbid. Hy het gesê, alle mag is aan my gegee op hemel en aarde. Hy het gesê, ek kan sonde vergewe. Oudeks, ek gaan jou vra, hoekom gee die Vader die Seun alle mag op hemel en aarde? Daar is hy, dankie Gail. Dirkie, ek is bly hulle is hierso, want hulle moet leer. Ek glo afsê daaraan, daai ouens moet leer. Hy kan nie sê hy het nooit geweet nie. My Bybel sê hy is koning vir ewig. Jesus sê ek sal regeer vir ewig. Reg. Matthew 28 verses 17. Jesus' disciples worshipped him. Dankie Carla, dit is waar. Reg. Sê vir my, kan die paus sonde vergewe? Kan hy? Is daar enige een van julle wat sondes kan vergewe? Nee, Oudeks, dit staan nie daar nie. Dit staan nie in Openbaring nie. Jy moet maar mooi gaan lees, hy is die koning van die konings. Nee, die paus kan nie sonde vergewe nie. Reg. Geen mens kan sonde vergewe nie. Never mind sterf vir jou sondes. Geen mens nie. Reg. Nou vra ek my laaste vraag. Maar Jesus sê hy kan dan sondes vergewe. Hoe dan nou? Hoe dan nou? Daaroor was die Jode vir hom woedend. Toe vra hy vir hulle, wat is makliker om te sê? Ek kan jou sondes vergewe of staan op en loop. Dis 'n interessante een, né? Hy het met hulle gespot. Oudeks, jy verwys na ietsie wat Paulus kwytraak. Nee, hy sê, enigste manier om by die Vader uit te kom is deur die Seun. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Baie belangrik, hy is die deur. Die paus is nie die deur nie. Allah is nie die deur nie. Die Jode se God, wie dit ook al is nie die deur nie. Reg. Wie is die Vader? Kan ons die Vader sien? Dankie Marco. Ek vra weer, kan ons die Vader sien, Oudeks? Kan ons die Vader sien? Daniel, vra maar. Hallo Mamster, is Vader Gees? Oudeks, kan ons sê Vader is Heilige Gees? Ons kan die Vader sien nie.
sê user 6150, ons kan nie Vader sien nie. Niemand kan God sien en bly leef nie. Jesus sê, julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Ek is nie lief vir 'n drie-enigheidsbeginsel nie. Ek glo nie daar nie, dis 'n Rooms-Katolieke beginsel. Ek glo daar's een God wat hom openbaar op verskeie maniere. Kom ons praat liewer so. Kom ons los die titel 3 in 1. Kom ons los dit. Vader is die Seun, die Vader die Heilige Gees. Ek kan daarmee leef. Reg. Daar sê, hoor Israel, die Jahwe ons Elohim is een El. Dankie Miek, daar is een God. Maar hierdie God trek 'n liggaam aan. Hy trek al 'n liggaam aan in die Ou Testament. Jesus is God. Is God wat mens geword het, Oudex. Hoekom sukkel julle so met die begrip? Ja, Dirkie, dit is so. Hy praat oor, dit gaan oor Petrus wat sogenaamd 'n biskop was. So hulle werk van daai stelsel af. Nee, jy kan hom sien wanneer hy homself openbaar op so wyse dat jy met hom interaksie kan hê. So hy kan homself aan jou openbaar op 'n wyse wat hy met jou kan gesels. Anders kan jy hom nie sien nie. Daar's geen, as God nie homself verander nie, kan jy glad nie met hom interaksie hê nie en hy nie met jou nie. So hoe moet hy dit doen? Hoe moet hy vir jou sonde sterwe as hy nie mens word nie? Hoekom word God mens? Want sonder bloed is daar geen versoening van sonde nie. Dit sê die Ou Testament. In die 4de dimensie is blood the currency. Luister mooi wat ek vir jou sê. In die 4de dimensie is bloed 'n betaalmiddel. Nou gaan jy vir my sê, kan nie so wees nie. Vra vir enige satanis. Vra vir enige satanis. Hulle sal vir jou sê, ons betaal met bloed. Hoekom betaal hulle met bloed? Hulle God vereis bloedoffers. Is dit nie so nie? Maar as ons kyk in die Ou Testament, het Jahwe ook bloedoffers vereis. Menende, daar's 'n dier geoffer vir sonde vergifnis. Daar sê, Jahwe moes sterf, sodat ons weer onder die verbond kan kom met Jahwe. Jy moet nou iets verstaan. Die Vader het lewe in homself, soos wat die Seun lewe het in homself. Het staan in Johannes. Wat beteken dit? Dit beteken dat die liggaam apart funksioneer van die groter heerlikheid. Kan Jahwe 'n liggaam aantrek? Ja, hy kan. En as hy dit uittrek, dan sy die volle heerlikheid. Reg, maar ek wil dit vir jou wys. Kom ek kyk, ek wil dit graag vir jou wys. Ek gaan dit vir jou soek. Ek wil dit vir jou iets wys. Sê vir my, ouens, het Moses met God gepraat? Het Moses met God gepraat? Cheryl, jy moet nou luister, want dit gaan hieroor. Het Moses met God gepraat? Want ons moet nou waarheid onderskei. Jesus sê in die Nuwe Testament, hy sê nog niemand het God gesien of sy stem gehoor nie. Reg, alle verbonde is nie deur engele gegee nie, is die grootste klomp twak wat jy praat. Gaan lees 'n bietjie jou Bybel, man. Ja, hy het. Dankie Nanja, hy het. Die hele Ou Testament is vol van Jahwe doen dit en Jahwe doen dat en Jahwe praat met Moses. Jahwe praat met Abraham. Nou, wie lieg? Lieg Jesus as hy sê, niemand het al ooit die Vader gesien of sy stem gehoor nie? Wie lieg? Hoe is dit dan nou moontlik? Tribal, jy moet begin wakker word. As 'n ou so vrot is van die tattoos, is jou kop net so deur mekaar. Elke tatoeëermerk is 'n portal.
Shadow task? Nee. Die Bybel sê, kom ek lees dit vir jou. Kom ons kyk of ek dit vir jou kan kry. Kom ek kyk. Eksodus 33 vers 11. Dan spreek die Here, dis nou Jahwe met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Nou as jy bid, dan bid ons, maar ons sien nie noodwendig God nie. Is ek reg? Ons bid, reg? Maar dis nie met Moses nie. Moses praat direk met Jahwe, soos 'n man met sy vriend praat, van aangesig tot aangesig. So hoe is dit moontlik? Dankie Marco. Wat ons net van hierdie een wat so heeltemal die mekaar is ontslaa raak. Ek kan nie daarmee sit nie. Ek groet hom. Dankie Gail. Reg. Ek vra nou weer 'n vraag. Het Moses God van aangesig tot aangesig gekry, sien? Maar dis wat hier sal staan. Goed. Nou vra ek weer. Jesus sê in die Nuwe Testament, ek wil dit graag vir julle lees. Kan ek dit vir julle lees? Dat ons nie mekaar uitmaak as leenaars hier nie. Goed. Johannes 5 vers 37. En die Vader wat my gestuur het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Nou vra ek, wie is die leenaar? Of verstaan ons nie wat in die Bybel aangaan nie? Is Jesus die leenaar? Of lieg Moses daar in die Ou Testament? Of verstaan ons nie mooi wat in die Bybel aangaan nie? Kom ek verduidelik vir julle. Jahwe trek 'n liggaam aan en hy gaan sit by Moses en hulle praat van aangesig tot aangesig. Kom ons gee gou kans. En dan, kom ons, ek wil vir julle hierdie stuk lees, want dit is seker een van die belangrikste stukke. Luister mooi. Daarop vra Moses, Eksodus 33 vers 18, laat my tog u heerlikheid sien. En weet jy wat sê Jahwe vir hom? Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Maar nou net het hier gestaan, hier staan het dan nou, hier. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig. Nou, hoe nou? Dat ons net hier 'n plan maak, gee net gou kans. Dankie. Reg. So, wat sê hy? Jy kan nie Jahwe se volle heerlikheid sien nie. Dan sal jy sterf. Hy sê dit hierso. Geen mens kan my sien en bly leef nie. Reg. So, toe gaan hy by hom verby, toe sit hy hom in die skeur, toe hou hy sy hand oor hom, toe sê jy kan my sien van agteraf. Het Jahwe 'n liggaam aangetrek in die tyd van Moses? Yes. En in die tyd van Abraham? Ja, hy het saam met hom gesit en eet. En in die tyd van Josua? Ook ja. Verstaan julle dat Jahwe mens word en onder ons kom woon reeds in die Ou Testament? Ja. Ja, hy hou hom vas, maar Jakob was sterker as God. Hy was sterker, hy het hom vasgehou. En toe het begin lig word. So hoe veg 'n mens met God as hy nie 'n liggaam het nie? Kan iemand dit vir my verduidelik? Eendag is opgeneem in die hemele. Ek het 'n vraag. Hoe worstel Jakob met iemand as hy nie aan hom kan vat nie, as hy 'n geespersoon is? Wie kan my sê? Dankie Marco. Diego, is jy so aan die slaap dat jy gegaan het vir 'n jab? Jy moet gaan vir die volgendes ook. En die boosters, en die boosters, en die boosters. God het hom mank geslaan. Ja, daai God het 'n liggaam gehad. Toe stand hy hom op die jip, toe sy
dis hy mank. Oudex, hy het definitief nie met 'n gees geworstel nie. Hy het met 'n liggaam geworstel. En Jakob was 'n sterk man, hy het hom vasgehou. So die liggaam was reeds in die Ou Testament daar. So enige iemand wat vir jou sê, Jahwe kan nie mens word nie, lieg openlik vir jou. Jahwe was reeds 'n liggaam in die Ou Testament. So, as Jesus sê, jy het tog nooit die Vader gesien nie, van wie praat hy? Van wie praat hy? Wie is die Vader? Ons ken nie die Vader nie. Diego, jy moet gaan vir die volgende en kyk of dit vir jou werk. Jy moet maar mooi daai stuk gaan lees, Hawie, want jy is besig om twak te gesels. Goed. Kom ons kyk, ek wil hom nou net kyk, het ek hom nou net. Kom ons lees. Wie is die Vader? Wie is die Vader? Kom ons kyk. Ek kan nou nie, as ek net my search terms net beter maak. Reg, Daniël 7 vers 9, ek het bly kyk tot die trone reg gesit en 'n oue van dae gaan sit het. Daniël 7 vers 13, praat van die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue van dae. Daniël 7 vers 22 praat ook van die oue van dae, en ek dink Henog praat ook van die oue van dae. So, luister mooi, die oue van dae is die Vader. Ons ken hom nie. Die een wat met ons praat, is die Seun. Jahwe is die Seun. Dankie Dirkie, die Bybel praat 'n man, dis reg. Maar die ouens sal alles verdraai, om nie te erken dat Jesus God is nie. Nou, dis 'n demoon wat dit veroorsaak. Dis 'n demoon. Miek sê, kom ons kyk wat staan daar. Johannes 8 vers 24. Goed. Ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Hoe kan baie kerke sê hulle is in besit van doodryk se sleutel, wat hulle loop en lieg? Reg, ouens, ek het baie gesels, my data raak klaar, ek gaan julle groet. Was dit vir julle sinvol? Julle lekker geluister. Ek gaan hom so mooi, die video cut en paste, dan sal ek hom plaas op YouTube. Reg, het julle iets geleer? Dankie Dirkie. Ek het al gesien dat hy daar dit mooi skryf. Paulus het 'n baie mooi uiteensetting daar. Dankie user. Ja, tag Japie. Tag hom Boetie. Tag hom. Hy het my geblok in elk geval by hom. So, hy is bang ek praat oor hom. En ek gaan bly praat. Ek gaan bly praat totdat ek nie meer kan praat nie. Reg. Ja, nou ja, ek groet julle op my nommer 064 699 6976. Plesier Jurgen. Ouens, ek gaan hom weer sê, kry julle nommers reg? Is 'n plesier Dries. 064 699 6976. Ek het 'n mooi droom gehad, meer as 10 jaar terug. Toe ek geskei was, het ek 3 tieners gehad en 'n baba van 18 maande. En ek droom hier om en by 2015. Ek droom ek moet 'n swaar deur wat op die grond lê optel. Maar ek is nie 'n groot mens, ek is maar 1,61. Reg. So ek het nie krag nie, reg. Maar ek moet hierdie deur optel. En is 'n verskriklike gesukkel om so 'n ding wat so plat lê op te tel. Dis asof die swaartekrag hom vashou. Ek het al my dae en na ruk gaan roep ek Simeon. My jongste se naam is Simeon, soos in die stam van Simeon. En ek sê help jou ma dat ons net hierdie deur optel. En hy help my en ons stel die deur op en ons sit hom teen die muur. Nou, as jy so droom van 'n seentjie wat so saam met jou dinge doen, wanneer jy droom en jy het hierdie seentjie by jou, baie keer sien jy jou eie seun of jy sien 'n vriend se seun, as jy nie jou eie seuns het nie,
Jy het altyd hierdie seun wat dinge saam met jou doen. Dit is jou geloof. Dit is jou geloof. So as ek Simeon sien in 'n droom, dan sien ek nie noodwendig vir hom nie, ek sien my geloof. En wat sê God vir my? Gaan tel die deur op, hy lê plat op die grond. Wie is die deur? Jesus Christus. So, mense, ja, die drome is so belangrik. Moet maar leer om te verstaan. Ek groet julle, ons praat weer. Ek hoop julle het lekker geluister.